Hierdie is presies hoe ek voel. Dit is presies hoe ek huidiglik voel en veral vir die laaste paar maande voel. En is Romeine 7 vers 14 tot 25. Die wet is dus goed. Dit het 'n diep geestelike karakter. Die probleem lê nie by die wet nie, maar by myself, omdat ek aan my sondige natuur gebind is. Ek is 'n slaaf wat aan die sonde verkoop is. Ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek graag wil doen, laat ek na, maar wat ek verafskie, juist dit doen ek. As ek doen wat ek nie wil doen nie en my gewete kla my aan, erken ek self dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat die verkeerde dinge doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet dat ek, ten minste wat my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. As ek dan doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my lewe. Ek ervaar dus die volgende lewenswet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad buiterhand. Ek verheug my immers in my diepste wese in die wet van God. Tog vind ek 'n ander wet in my binneste, wat oorlog maak teen die wet van my gees, en my gevangene maak van die wet van die sonde wat nog in my is. Arme ek. Wie sal my uit die doodstoestand kan red? Die antwoord hierop is Jesus Christus ons Here, en daarvoor dank ek God. Die saak staan dus so. Met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam. Laat ek weer gaan. Die saak staan dus so. Met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam. Maar as gevolg van my sondige natuur, gehoorsaam ek die wet van die sonde. En dan gaan ons na Romeine 8. En dit remind ons net, dat almal wat hulle laat lei deur die gees van God, hulle is God se kinders. Laat hierdie helm van verlossing jou beskerm teen Satan wat jou heeltyd attack en sê jy is nie goed genoeg vir die Here nie.